Wat 'n wonderlike tyd is Pinkstertyd nie. Die tyd wat ons herdenk dat God se liefde so groot is vir ons, dat hy wat vir ons aan die kruis gesterf het, ons nie alleen gelaat het op aarde nie, maar gesê het, ek kom weer en ek kom om in julle te woon. Deur my Heilige Gees gaan ek by julle wees vir altyd. En dis die wonderlike troos wat ons het, dat ons in hierdie tyd so graag 'n beter en 'n dieper verhouding met die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, met God Heilige Gees wil hê. En as dit jou begeerte is, dan glo ek gaan hierdie keer en ook die volgende keer wat ons saam is, hierdie twee boodskappe en ook die derde ene is gefokus in 'n reeks oor die Heilige Gees se werking in ons en die verandering wat hy wil bring en die ruimte wat ons vir hom moet gee en die volhardende gehoorsaamheid aan God die Heilige Gees. So by hierdie geleentheid spesifiek wil ek praat oor waarom het die Heilige Gees gekom? Wat wil die Heilige Gees kom doen? En as hy in jou woon, wat wil hy in jou kom maak? God het gesê, ek stuur die helper. Waarmee gaan die Heilige Gees jou kom help? Ons wil 'n bietjie daaroor praat by hierdie geleentheid, maar ek wil jou ook hartlik uitnooi om ons te volg op sosiale media. Daar's elke dag 'n boodskap en dit sluit aan by die Sondagse boodskap wat uitgesaai word op hierdie stasie en ook op Kruiskyk en verskillende ander platforms. En ek wil vir jou hartlik uitnooi, ook op Instagram en op Facebook en op X. Volg ons en kyk ook, hierdie programme word almal opgeneem en is beskikbaar op YouTube. So ons is dankbaar vir die wonderlike voorreg wat ons het om wyd oor hierdie land, maar ook ver buite die grense van hierdie land mense te bereik. En bid saam met ons, dat elkeen van hierdie boodskappe mense se harte sal aanraak, dat dit lewens sal verander. Dis ons wonderlik om terugvoer te kry. Ons het 'n nommer hier wat jy kan skakel, wat jy nie kan bel nie, maar jy kan vir ons WhatsApp gee en jy kan vir ons 'n boodskap stuur op WhatsApp. Ons nommer is 079 195 1586. Nou, as jy ook 'n boek wil bestel, dis 'n wonderlike tyd natuurlik om ook te fokus op God die Heilige Gees. Hier is 2 boeke oor die Heilige Gees wat ek geskryf het, wat jy by hierdie nommer kan bestel. En ons stuur dit baie graag vir jou aan, want ek glo, in 'n Pinkstertyd soos nou, is dit belangrik dat 'n mens sal fokus om die Heilige Gees beter te leer ken, om 'n nouer verhouding met God Heilige Gees te hê. Dis God se begeerte. Hy wil in jou woon, hy wil by jou wees, hy wil vir jou sorg, hy wil deur jou leef, hy wil deur jou werk, hy wil God se plan in jou lewe deur jou kom volbring. Nou, daaroor wil ons by hierdie geleentheid juist bietjie praat. Waarom het God die Heilige Gees gestuur? Dit is interessant hoe Jesus sê, en hier kan ons nogal agterkom wat God se bedoeling was met die stuur van die Heilige Gees. Toe hy hemel toe gegaan het, net voor dit het hy vir hulle gegroet en vir hulle gesê, ek gaan weg, maar is vir julle beter dat ek weggaan. Want as ek weggaan, kom die Heilige Gees en hy gaan in julle woon en hy gaan altyd by julle wees. Jesus het sy disippels se harte geken. Hulle was ontsteld. Hy vra ook vir hulle, hoekom is julle nou ontsteld as julle hoor, ek gaan weg. Ek gaan na 'n beter plek. Ek gaan na die ewige heerlikheid. Ek gaan na die hemele toe. Ek gaan om vir julle plek te berei waar julle ook vir ewig sal wees. Moenie hartseer wees nie. Want dit is vir julle beter dat ek gaan, want dan kom daar 'n nuwe bedeling, 'n beter bedeling. 'n Bedeling waar die Gees in julle gaan woon en die Heilige Gees elke dag julle gaan lei en by julle gaan wees. Jesus weet hulle is hartseer, want wie gaan hulle raad vra? Vir wie gaan hulle nou vra, moet ons dit doen of waarheen moet ons gaan? Moet ons Kapernaum toe gaan? Moet ons hier in Jerusalem bly? Moet ons nou oppak en na Jerusalem toe gaan? Jesus het altyd vir hulle duidelike leiding gegee. Nou is hy nie meer daar nie. Hulle het hierdie stryd met die Fariseërs en die skrifgeleerdes en mense wat hulle beledig en sleg sê. Hoe moet ek hulle hanteer as u nie by is nie? U het altyd vir ons gehelp. Hierdie bose geeste en magte, u het ingetree en u het hulle oorwin en hulle uitgedryf.
Wat gaan ons doen sonder as mense kom en hulle is siek en hulle wil genees word? Wat gaan ons doen om mense te help wat geestelik in 'n krisis is? Wie gaan vir ons verduidelik wat in die woord staan? Wie gaan vir ons verduidelik wat die skrifte eintlik beteken? Nou jy kan sien, Jesus verstaan hierdie bekommernis en hy verstaan dat sy disippels, sy volgelinge ontsteld is. Want wie gaan hulle nou vra? Wie gaan vir hulle hulp gee? Wie gaan vir hulle kom bemoedig en vir hulle versterk en vir hulle leer en die skrifte uitlê en vir hulle dinge duidelik maak wat hulle nie verstaan nie? Wie gaan vir hulle help om die wil van die Vader te verstaan en te ken? Dis waarom Jesus sê, dis beter dat ek weggaan, want dan is ek in die Heilige Gees altyd by julle. Nie net wanneer julle by my kan kom en raad vra nie, julle gaan vir altyd deur die Heilige Gees beheer word. Hy gaan in julle wees, met julle praat. Hy gaan vir julle kom ondersteun en help. Hy's die helper. Dis hy wat vir julle kom help om geestelik al julle vrae te antwoord en al julle behoeftes te voorsien en vir julle te help om te groei en om geestelik baie vrug te dra. Dis hoekom die Heilige Gees gekom het. Ken jy die Heilige Gees so? Is hy regtig so pertinent in die sentrum van jou lewe? Ervaar jy sy kragtige werking in jou lewe? Ervaar jy dat sy vrug in jou lewe verskyn? Dat jy sy werking in jou beleef? Is God die Heilige Gees vir jou net 'n krag of 'n invloed of iets daar ver, of iets waarvoor jy dalk bang is? Of is hy Jesus in my, God met my? Die wonderlike voorreg wat ons het, is om in hierdie bedeling nou te lewe. Ek het in my eie hart daardie ontevredenheid gehad op 'n stadium. Ek was amper klaar met my studies vir predikant. Maar ek het gesukkel, in my hart was ek ontevrede met my geestelike lewe. Ek het 'n geestelike stryd gehad om sonde te oorwin. Ek probeer verander. Vandag weet ek probeer met my eie krag. Probeer ek hierdie sondige, selfsugtige ou natuur beheer. Ek kan nie. Die Gees van die Here het my kom help om daardie oorwinning te kry, om op te hou sondig, om sonde nie meer te doen nie, om te verander en om nuwe vrug in my lewe te dra, wat tot eer van God is. Ek kan nie, maar die Gees het gekom, hy is julle helper. Ek het gesukkel om die wil van die Here te ken. Ek onthou so goed een geleentheid, sit ek vir my vriende kom sê, hulle gaan na hierdie en hierdie byeenkoms toe. Ek sit en dink, Here, wat moet ek doen? Gees van God praat met my. Here, sê vir my net 'n antwoord. Ek hoor nie, ek redeneer, ek dink, ek beter vir die Vrydag se toets liewers leer. Nee, julle mag gaan. Ek het werk wat ek moet doen. En toe hulle terugkom en hulle vertel vir my, die Here was daar. Die wonderlike seën wat hulle ervaar het. Die werking van die Gees. Toe sê ek, Here, maar hoe hoor ek u stem dan nie reg nie? Ek sukkel so om te weet wat is u wil. Hoe herken ek u stem? Hoe onderskei ek, is dit die Here of is dit ek self wat hierdie ding uitdink, of is dit God se gedagtes wat hy in my plaas? Natuurlik was die ander groot frustrasie wat my geestelike lewe so gehinder het. Ek het aan my lewe vir die Here gegee om vir hom 'n getuie te wees. En ek het nou amper klaar studeer en nog vir niemand van die Here vertel nie. Ek sukkel, ek kom nie daarby uit nie. Ek is skaam en teruggetrokke en laat kanse by my verbygaan. En ek weet nie wat om te sê nie. En ek voel so onmagtig en ek het nie vrymoedigheid nie. Vir die Here gesê, Here, ek is so ontevrede met my geestelike lewe. Ek wil vir u 'n getuie wees, maar ek sukkel. Ek kry dit nie reg nie. Vanuit die Heilige Gees die beheer in my lewe oorgeneem, het ek besef, dis die Gees wat vir my kom lei om die wil van die Vader te ken. Dis die Heilige Gees wat vir my kom toerus en vrymoedigheid en krag en liefde gee om uit te reik na mense. Wat vir my die woorde uit God se hart gee om vir iemand te sê. Dit is sy Gees se werking wat in daardie persoon se hart werk en hom oortuig van sonde en van bekering en van 'n nuwe lewe. Dis waarom die Heilige Gees gekom het. Dis die wonder daarvan. Nou vra ek vir myself af, en jy, kan jy sê
dat jy tevrede is met jou geestelike lewe? Ervaar jy die Heilige Gees se werking? Het jy 'n noue verhouding met die derde persoon van die goddelike drie-eenheid? Want weet jy, ek en jy moet weet, daar is nou 'n bedeling waarin die Heilige Gees op die voorgrond is. Daar was die ou bedeling in die Ou Testament waar ons lees, die Vader het voorop gestaan. Die kollig in die Ou Testament val op die Vader wat met Abraham praat, vir Moses gaan roep, vir hom stuur, wat werk in die profete en in die rigters se harte. Dis die Vader wat voorop staan en wat met die voorgeslagte se vaders en se leiers en se profete praat, vir Elia sê wat hy moet doen. Dan skuif daar 'n lig van die Vader, die eerste persoon van die drie-eenheid, na die tweede persoon van die drie-eenheid, en dis Jesus. Van nou kom die belofte aan die einde van die Ou Testament van die Messias wat gaan kom. Die verlosser wat God gaan stuur uit die hemel. En dan word Jesus gebore en hy leef op aarde en ons hoor sy lering en sy waarhede en sy wysheid. En is vir ons alles opgeteken in die Nuwe Testament. Tot by die kruisiging waar hy die offer bring vir ons sonde. Waar hy die offerlam van God word. En dan sterf hy, maar hy staan op uit die dood en hy leef. En hy vaar op na die hemel. En as hy hemel toe gaan, dan sê hy, hierdie bedeling waar ek by julle was, gaan nou verby. Daar kom 'n nuwe bedeling en dit gaan vir julle beter wees. Dit gaan die bedeling wees waar ek in die hemel is en my gees uitstort en my gees in julle gaan woon en die Heilige Gees gaan vir julle lei. En dis die Nuwe Testament se gedeeltes oor Handelinge van die apostels wat ons lees oor hoe die Gees van God begin het om die kerk op te rig, die kerk te lei, die kerk te help om besluite te neem, mense te stuur na ander toe om vir hulle te gaan help of die evangelie te bring, wat vir die disippels wysheid en insig en gawes gee, om vir hulle toe te rus, sodat hulle die evangelie kan verkondig met effek en met vrug en met baie bekerings. Ja, dit is waarom die Gees gekom het, dit is vir julle beter en nou leef ons in die bedeling na Jesus hemel toe gevaar het hy gesê, ek kom terug deur my Gees, wat in julle gaan woon, ek gaan hom uit, nou Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort, en dan is ek by julle, tot ek weer terugkom, tot met die wederkoms. Hierdie bedeling is die bedeling waar ons nou in is. En as jy nou wil luister bietjie oor hoe het Jesus dit vir sy disippels verduidelik, dan lees ek hierso in Johannes 16 van vers 5. Nou gaan ek hoofletter Jesus, na hom, my Vader toe, wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Julle is hartseer. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Parakletos, die helper, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. En dat die reg aan my kant is. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan die sonde. Want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, Satan, is klaar, veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal sê, sal nie van homself wees nie. Dit wat hy sal sê, sal nie van homself wees nie. Dit sal nie uit homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my, Jesus, verheerlik. Want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. En alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom
dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Kan jy sien die drie eenheid? Die Bybel verduidelik nie hoe God is en hoe God werk en watter wonderlike goddelike wese is en hoe dit werk nie. Maar hier word gepraat van God die Vader, wat aan Jesus dinge openbaar, en Jesus wat dit deur die Heilige Gees aan ons oordra. Hulle is drie, maar hulle is een. Dis een boodskap, dis een waarheid, dis uit een hart, dis een werking. Dis God wat dit kom doen. God drie-enig. Ja, en daarom sê hy ook, ons moet weet dat in hierdie nuwe bedeling wil God ons kom seën. As jy wil wonder hoekom die Heilige Gees gekom het en hoekom God hom gestuur het en Jesus hom laat kom het en die Heilige Gees in ons kom woon. Weet jy hoekom? Hy het gekom dat hy ons ken en ons nood en ons swakhede en ons behoeftes, ons stryd, ons vrae, ons kragteloosheid, ons onvrymoedigheid. Hy ken dit en hy wil daarin voorsien. En hy gaan deur sy Gees gaan hy dit kom doen. Dis die wonderverhaal wat ons lees hier in die Bybel, dat Jesus gesê het, dis vir julle voordeliger. Dis beter, want as die Heilige Gees kom, dan sal hy in julle bly, en hy sal by julle wees, vir altyd. Jy is nooit 'n oomblik sonder die Heilige Gees, as jy 'n kind van God is nie, dan is sy Gees in jou. En wat maak hy in jou? Hy gaan met jou lewe, hy gaan met jou praat, hy gaan vir jou bemoedig, hy gaan jou behoeftes wat jy het, gaan hy in voorsien. As ek dink aan daai gedeelte in Handelinge 4, vers 31, dan sit daar die klomp Christene wat nou so ontsteld is, omdat hulle leiers gevange geneem is. En hulle weet, die vervolging na Jesus se kruisiging het nie opgehou nie, en hulle wil ons as Christene ook doodmaak. En hulle sit daar als moedeloos. En dan skielik raak hulle bewus van die Heilige Gees, wat hulle kom bemoedig, wat weer vir hulle krag gee, weer vir hulle liefde gee, wat maak dat hulle in die wêreld sal uitgaan. Daar staan in Handelinge 4:31 hoe dat daar die plek geskit het, en daar was 'n belewenis van die Heilige Gees se teenwoordigheid, en hulle het nuwe krag ontvang, nuwe vrymoedigheid, en hulle het met groot liefde en gesag in die wêreld uitgegaan, om die evangelie te verkondig. Hulle kon nie uit hulle self, hulle was bang, hulle kruip weg. As mense het hulle nie die moed gehad om die groot opdrag van Jesus uit te voer nie, maar toe die Heilige Gees kom, toe help hy hulle. Weet jy wat doen die Heilige Gees? Hy kom maak ons oë oop, dat ons die skrifte verstaan. Daarom praat hy hier ook van die Gees van die waarheid. Hy sal julle in die volle waarheid lei. Hy sal vir julle kom leer wat die wil van God is, en hoe dit werk, en wat is reg en wat is verkeerd. Hy sal oortuig van sonde, hy sal julle oortuig van God se liefde, van sy vergifnis, van die nuwe lewe wat hy kom gee. Dis wat die Heilige Gees wil kom doen. Soos daar die Emmausgangers, toe hulle stap en hulle na die tyd sê vir mekaar, weet jy toe, Jesus hier saam met ons gestap het ons net beleef, ons harte raak so opgewonde. Ons het beleef die Here se teenwoordigheid. Het ons harte nie warm geklop nie. Was dit nie vir ons wonderlik om uit sy mond te kon leer in die waarhede wat soos 'n stroom helder water gestroom het nie? Daardie wonderlike uiteensetting van God se wil, van sy waarhede, die Bybel beter te verstaan, dieper insig, dit is wat die Gees kom doen. Maar weet jy, hy wil ook jou 'n nuwe natuur gee. Ons ou natuur, weet ons, is sondig, selfsugtig, lelik, haatlik. Maar die Gees kom gee vir ons 'n nuwe geaardheid. Hy kom gee vir ons 'n nuwe liefde, 'n nuwe vrede, 'n nuwe blydskap. Eienskappe wat ek nie van nature het nie. Lankmoedigheid en geduld, nederigheid, selfbeheersing, goedhartigheid, vriendelikheid. Dis wat die Gees kom doen. Hy wil jou 'n mooier, beter mens maak. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie. Jy kan maar aan hom oorgee. Hy gaan vir jou laat lyk soos Jesus. Hy gaan die karakter en persoonlike eienskappe van Jesus gaan hy in jou lewe al duideliker maak. Hy gaan jou ou natuur oorwin. Hy gaan vir jou help dat hierdie ou sondige, selfsugtige natuur nie meer
oorneem en nie meer deur jou werk nie. En jy gaan agterkom, jy begin omgee vir ander mense, jy het 'n nuwe liefde in jou hart. Jy sien mense raak wat sonder die Here is. Jy raak bekommerd oor mense wat nie op pad hemel toe is nie. Jou oë gaan oop en jy sien dat die Here vir jou stuur na mense, soos vir Filippus. Jesus se gees wat in Filippus was, het vir hom gesê, vanmôre gaan jy Gaza toe. Jy stap hier van Jerigo, Gaza op hierdie eensame pad. Ja, Here, maar wat nou? Nee, luister, jy sal my stem hoor, ek sal vir jou sê. En dan stap hy en hy's gehoorsaam, en hy stap onder leiding van die Gees, en dan sê die Gees vir hom, kyk daarvoor is 'n wa, gaan soontoe. Maar wat moet ek vir die man sê? Ek sal vir jou sê, sê die Heilige Gees, ek is jou helper. Ek gaan jou die woorde gee. Ek gaan die situasie bepaal. Ek gaan beskik dat hy vir jou begin uitvra oor die lam wat geoffer is, en jy gaan hom na Jesus toe lei, en jy gaan hom doop, en hy gaan die eerste sendeling en 'n getuie word na Ethiopië hier in Afrika. Dis wat Jesus wil kom doen. Hy het sy Gees gestuur om jou te help, om met 'n nuwe liefde om te gee vir ander mense. Kan jy dink aan Paulus en Silas sit in die tronk. Daar kom 'n aardbewing. Die boeye gaan los, die deure se grendels breek oop, die slotte gaan oop. Almal kom uit in die hof. Daardie bewaarder, daai cipier skielik gryp 'n swaard om homself dood te maak. Nou, mense ou natuur sal sê, wag nou net, laat hy homself doodmaak en kan ons maklik ontsnap. Nee. Paulus het 'n liefde in sy hart vir hierdie man wat nie gered is nie. Die liefde van die Gees dring hom om te sê, moenie dit doen nie, moenie selfmoord pleeg nie, moenie sondig nie, daar's 'n uitkoms. Jy kan by Jesus vrykom van jou verlede en jou sonde. Hy kan jou 'n nuwe mens maak. Jy en jou huisgesin wil hy red. Dis 'n nuwe liefde, dis 'n nuwe hart, dis 'n nuwe vrede, dis 'n nuwe toerusting, want ek weet nie wat om te sê nie. Jesus sê ook vir sy disippels, moet julle nie bekommer in daai oomblik, as julle vir my moet getuig, wat julle gaan sê nie, want in daai oomblik het Jesus gesê, sal my Gees vir julle die woorde gee. Dis waarom die gawes van die Gees daar is. Die gawes van die Heilige Gees is om vir jou 'n woord van wysheid te gee, waar jy nie weet hoe om hierdie persoon te help nie. 'n Woord van kennis, waar jy insig kry, wat jy nie uitgedink het nie. Om vir jou onderskeiding te gee, om raak te sien, wie is hier agter? Is dit die Here of is dit die duiwel? Jesus sien raak. Petrus, wat jy nou sê, is van die duiwel. Gaan weg agter my, Satan. Ja, want Satan vermom hom soos 'n engel van die lig, sê 2 Korinte 11 vers 14. So ons moet weet, die duiwel is baie slinks, en ons gaan hom met ons natuurlike vermoëns nie kan herken nie, maar die Heilige Gees sal aan ons die gawe van onderskeiding gee. Hy sal vir ons help om in te sien, om deur goed te sien, om deur mense te sien wat in hulle harte aan die gang is, soos wat Jesus ook vir daai mense, die Fariseërs en die skrifgeleerdes gesê het. O, waarom is julle so in julle harte vol bitterheid en woede en oneerlikheid en agteraf? Ek sien die liefdeloosheid en die haat in julle harte. O, ek sien die skelmstreek agter hierdie ding wat julle nou mee kom. Jesus sien wat in harte aangaan. Sy Gees kan dit ook vir jou kom duidelik maak. So as jy die Heilige Gees vertrou, gaan hy vir jou 'n nuwe ding kom oopmaak, dat jy dinge begin verstaan, dat jy begin onderskei, dat jy begin sy gawe sien werk deur jou. Jy weet nie om te bid nie, jy het 'n helper. Die Heilige Gees gaan vir jou intree met onuitspreeklike sigtinge. Hy gaan vir jou God se wil gee, dat jy weet wat om te bid. Dink weer aan daai Handelinge 4, sit hulle daar, hulle weet nie wat te kant en hulle weet nie wat om te bid nie, dan kom die Gees en hy kom lei hulle en hy bid deur hulle en dan gebeur daar 'n wonderwerk. Die Gees van God wil deur ons werk. Hy wil vir jou help om te bid. Ja, hy wil ook vir jou die gawe van tale gee, waar jy nie eens meer woorde het nie, en jy met 'n engeltaal die Gees deur jou bid direk tot die Vader. Jy gaan die wil van die Vader ken en jy gaan sy wil begin bid, want die Gees gaan jou lei in jou gebedslewe en jy gaan gebedsverhoringe sien. Jy kan nie sonder die helper nie. Jy kan nie sonder die helper getuig nie, sonde oorwin, praat, mense help, bid. Jy het 'n helper. Dis die goeie nuus. Die vraag is, hoe lyk jou verhouding met die Heilige Gees?
Het jy weerstand teen hom? Of is jy totaal oorgegee? Kan hy jou beheer? Kan hy jou lewe verander? Kan hy jou gebruik soos hy wil? Daar staan in Efesiërs 5 vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Dis 'n opdrag. Is jy al die Heilige Gees gevra om jou te vervul? Of het jy vrees, want hy gaan al die lekker dinge wegvat, hy gaan al die swaar dinge vir jou gee. Dit gaan nie vir jou goed wees nie, hy gaan vir jou belaglik maak, hy gaan vir jou vreemde goeders laat aanvang. En jy is bang. In plaas van om 'n dors en 'n verlange na hierdie God van liefde te hê, wat vir jou net die beste wil gee, wat jou wil help om 'n Christen te word, maar ook te wees en as Christen te leef. Dis God se plan. Dis die wonderlike, nou is daar 'n belofte. Jesus self sê in Lukas 11 vers 11 tot 13, hy sê, is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis? Kan ook 'n paling wees, die vis. Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee, wat so opgekrul is, soos 'n ronde oval ding. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Vra net. Die Gees wil. Hy het gekom om jou te help. Hy wil vir jou kom ondersteun. En weet jy wat sê 1 Johannes 5 vers 14? Hy sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. Twyfel jy of dit die wil van die Here is, dat die Heilige Gees jou lewe moet beheer? Dit is nie. As jy van vra, gaan jy dit doen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, vergewe my dat ek u weerstaan en ongehoorsaam is, ignoreer en bedroef. Ek gee nou my hele lewe volkome aan u beheer oor. Ek wil nie sonder u nie. Ek kan nie sonder u nie. Dankie dat as ek dit vir u vra, is dit u wil en doen u dit dadelik. Dankie o Heilige Gees, dat u nou die volle beheer van my lewe geneem het. Help my om nou aan u gehoorsaam te wees en in 'n noue verhouding elke oomblik saam met u te lewe. Amen.